Het jy al ooit gevoel asof jy net nooit goed genoeg is vir God nie? Asof daar altyd 'n lys reëls is waaraan jy moet voldoen, en hoe harder jy probeer, hoe meer en hoe verder skiet jy tekort. As dit jy is, wil ek hê jy moet weet, jy is nie alleen nie, maar nog belangriker. Dit is presies die tipe godsdiens waaroor Jesus absoluut woedend geword het. In Lukas 11 vers 46 praat Jesus met die wetgeleerdes van sy tyd, en hy hou niks terug nie, en hy sê vir hulle, julle wetgeleerdes, ellende wag vir julle ook, want julle laai ondraaglike laste op die mense en self verroer julle geen vinger om die laste te dra nie. Dink net daaraan, die mense wat eintlik mense nader aan God moes bring, was besig om reëls en regulasies so swaar klippe om die mense se nekke te hang. Jy moet dit doen, jy mag nie dit doen nie, jy's nie heilig genoeg nie. En die ergste, daardie selfe leiers het self nie volgens daardie reëls geleef nie. Hulle het gekyk hoe mense struikel onder die gewig van godsdiens en hulle het bloot toegekyk. En dit laat my dink hoe vinnig ons vandag is om dieselfde te doen. Ons skep hierdie onsigbare reëlboeke vir Christene. En ons is baie keer so vinnig om na ander te kyk en te dink, "Sjoe, kyk net hoe leef daai persoon. Ek doen darm nie wat hulle doen nie. Ek is darm 'n beter mens as hulle." Maar eintlik sit ons met presies dieselfde fariseerhart waaroor Jesus hier praat. Maar hier is die goeie nuus. Jesus het nie gekom om vir jou nog 'n sak vol reëls te kom gee nie. Hy het gekom om die vrag weg te vat. Onthou jy wat sê Paulus in Efesiërs? Ons is gered uit genade alleen, nie deur ons eie verdienste nie. As dit van ons eie pogings afgehang het, sou ons almal die doodstraf verdien het. Ons kan onsself nie op die skouer klop en dink ons is beter as enigiemand anders nie, selfs nie beter as mense wat in sonde leef nie, want ons redding is 'n gratis geskenk. Jy kan dit nie verdien nie en jy kan nie daarvoor werk nie. God het klaar alles gedoen wat nodig is vir jou redding. So, dit bring mens by die vraag, hoekom doen ons dan nog goeie dade? Nie om gered te word nie, nie om God se liefde te wen nie, maar omdat ons reeds sy liefde het. Ons lewe is 'n reaksie op sy genade. Ons doen goeie dinge, nie sodat mense vir ons sê, kyk net hoe 'n goeie Christen is jy nie, maar sodat God daardeur verheerlik mag word. So, ek wil jou vandag uitdaag. Kom ons hou op om mekaar met reëls te moker. Kom ons hou op om onsself met ander te vergelyk. Kom ons los ons laste by Jesus se voete. Kom ons bid saam. Here, vergewe my asseblief waar ek so vinnig is om my met ander te vergelyk en te dink ek is dalk beter as hulle. Vergewe my waar ek in my hart dalk 'n fariseer geword het. Lei my om in nederigheid te leef en getrou te wees aan U. En dankie vir U gratis genade wat U net vir my kom gee. Help my om vandag net vir U te leef, voluit vir U te leef, sonder om mense te probeer beïndruk. Amen. As hierdie boodskap vir jou enigiets beteken het, druk asseblief die like knoppie en deel dit met iemand wat dalk so 'n tikkie genade vandag nodig het. Sien jou volgende keer. Totsiens.